Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreak. Hier is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingpraktisyns en kundiges. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En siende dat hierdie episode op die 19de Desember gepubliseer gaan word, is ek seker 'n hele klomp van julle is klaar besig om oor te skuif in vakansiegang in. So ek sal seker maak dat die episode net lank genoeg is om nie daai skuif te breek nie. Buiten vir die gemaklike klere sien hulle dat ons in vakansie gang op pad is, my vakansiegrappie, en hier agter my die elwe wat hier op die rak sit, bly ons by ernstige belastingsaake soos altyd. En ons gesels vandag oor van alle goed Kuwait. Nou, dis nie 'n aardrykskunde of 'n geskiedenisles nie, ons gaan gesels oor die onlangse geratifiseerde protokol wat die dubbelbelastingooreenkoms tussen Suid-Afrika en Kuwait wysig. Nou, ek is seker die eerste vraag wat by meeste van julle opkom is, hoekom sal die Kuwait dubbelbelastingooreenkoms so belangrik of nuuswaardig wees, dat ek dan nou 'n episode daaroor maak? Daarvoor moet ons 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis in, en ek dink kom ons begin by die punt toe Suid-Afrika dividendbelasting ingestel het in 2012. Nou deel van daardie proses was om sekere van die dubbelbelastingooreenkomste wat op daai punt vir 'n 0 terughoukoersvoorsiening gemaak het, te wysig. En dit het ingesluit omtrent 10 lande wat die Verenigde Koninkryke, Australië en dan Kuwait was ook een van hulle. Dit wat die Kuwait protokol so bietjie anders gemaak het as die res is dat hy het nog nooit in werking getree nie, tot en met nou, waarby ons sal kom. Nou, ek dink nie dit antwoord regtig al die vraag, hoekom is Kuwait dan so belangrik? Daarvoor moet ons gaan kyk na twee van die ander protokolle wat dubbelbelastingooreenkomste gewysig het, en dit is die Nederlandse ooreenkoms en die Sweedse ooreenkoms. Nou, beide van daai belastingverdragte of die protokols wat dit gewysig het wat hulle in Engels noem die Most Favorable Nation Clause in, wat basies bepaal dat, as mens gaan kyk na hoe die bepaling rondom dividende uitgesit is, sê dit waar 'n Nederlandse of 'n Sweedse maatskappy wat die begunstigde eienaar is van 'n dividend wat dit ontvang vanaf 'n Suid-Afrikaanse maatskappy waar dit ten minste 10% van die kapitaal van daai maatskappy hou, word die dividend as 'n reël belas teen 5%. So daar is 'n 5% terughoubelasting. Maar as Suid-Afrika dan 'n dubbelbelastingooreenkoms met 'n ander jurisdiksie gaan sluit wat 'n meer gunstige koers of basis het, dan sal daai meer gunstige koers van toepassing wees. En dis dan waar die Kuwait dubbelbelastingooreenkoms inpas. Nou, as ons gaan kyk na die bewoording tussen die Nederlandse verdrag en die Sweedse een verskil so bietjie. Die Nederlandse verdrag verwys spesifiek daarna as Suid-Afrika dan nou 'n dubbelbelastingooreenkoms sou gaan sluit nadat die protokol met Nederland gesluit is, wat 'n meer gunstige term of 'n meer gunstige koers in het, dan sal daai meer gunstige koers van toepassing wees. Die Sweedse ooreenkoms lyk 'n bietjie anders. Hy sê maar net solank as wat daar 'n meer gunstige koers is, dan sal die gunstige koers geld. So, wat belastingbetalers aangevoer het, is om te sê, alhoewel die Kuwait-verdrag voor die protokol tot die Nederlandse verdrag gesluit is, die Sweedse protokol is daarna gesluit, en die Sweedse protokol, met verwysing na die Kuwait-ooreenkoms wat nog steeds in plek is, het dan nou 'n meer gunstige koers as die Nederlandse verdrag tot gevolg. Nou, die belastingbetalers het hierdie argument aangevoer, beide in die Suid-Afrikaanse en die Nederlandse howe, in Suid-Afrika tot in die Belastinghof, waar SARS toe nie geappeleer het verder, en in Nederland in die Hooghof, wat eintlik maar hulle Supreme Court is, en in beide gevalle het die hof beslis in die guns van belastingbetalers. So, dit het ons dan nou op 'n plek gelos, waar tot en met die protokol tot die Kuwait-ooreenkoms, daar 'n 0% terughoukoers gegeld het op dividende wat gevloei het binne die 10% kapitaaldrempel tussen Suid-Afrikaanse maatskappye, Kuwaiti
aandeelhouers, Nederlandse aandeelhouers en Sweedse aandeelhouers. Nou, vanaf 2 Oktober 2024 tree die protokol tot die Kuwait ooreenkoms in werking, so dan geld hierdie 0 terughou belastingkoers definitief nie meer nie. Soos ek genoem het, die protokol noem spesifiek dat dit 'n 2 Oktober 2024 in werkingstrede datum het, of soos dit in Engels sê, it comes into force van daai datums af. Maar daar is wel 'n probleem wat heelwat kommentators reeds opgetel het, en dit is dat as mens na die res van die bewoording van die protokol kyk, spesifiek paragraaf 2 van artikel 7, is daar 'n implisiete retrospektiewe effek van hierdie protokol. So wat paragraaf 2 van artikel 7 sê is dat die protokol het effek vanaf die datum wat Suid-Afrika 'n belasting op dividende op die aandeelhouersvlak ingestel het. So dit is dan nou vanaf 2012. Nou, die gedagte is om nie vandag in daai komplekse aspek van die protokol in te gaan nie. Ek dink dis iets waar mense baie dieper moet in die reëls rondom interpretasie moet gaan, en ek het 'n sterk verwagting dat daar nog verwikkelinge in hierdie verband gaan wees. So hou dit gerus dop, maar ek dink daar's definitief op die minste onsekerheid oor wat is die doel en die effek van paragraaf 2 van artikel 7. So om af te sluit, die protokol tot die Kuwait ooreenkoms het 'n effek op dividende wat vloei vanaf Suid-Afrikaanse maatskappye na Kuwait aandeelhouers, Nederlandse aandeelhouers, Sweedse aandeelhouers, wat maatskappye is wat ten minste 10% van die kapitaal van die Suid-Afrikaanse maatskappy hou. Die tweede punt wat mense in gedagte moet hou, is die effektiewe datum van die ooreenkoms. Die datum waarop dit in werking tree is 2 Oktober 2024, maar daar is hierdie bepaling wat in die agtergrond sit, paragraaf 2 van artikel 7, wat op die minste vrae en onsekerheid gaan skep oor moontlike retrospektiwiteit. Dis dit vir vandag se episode. As jy van die potgooi gehou het, gaan like op Google Podcasts, gaan teken aan op jou gunsteling platform waar jy andersins na podcasts luister om ingelig te word as daar 'n nuwe episode uitkom. En soos altyd, vertel asseblief jou vriende en kollegas van die potgooi. Dis die enigste manier hoe mens die luisteraar basis kan groei. As jy enige idees of voorstelle het vir toekomstige episodes, stuur gerus asseblief vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. En miskien maar net soos altyd, die doel van die potgooi is vir inligting. Dit is nie bedoel om belastingadvies te wees of 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies. Tot volgende keer, geniet die vakansie. Totsiens.